Mense, goeiemiddag van my af. Ek is so bly om weer die geleentheid te hê om met u te kan gesels. En ons mis julle. Dis ver, maar eendag gaan ons in die hemel die ewigheid deurkuier. Voor ons begin, kom ons bid saam. Here, alles is in u hande. U weet, die einde van tyd is naby en ons moet gereed maak. Ons kan nie op ons eie krag staat maak nie. U is die enigste persoon, die goedheid wat ons kan deurdra deur hierdie tyd en selfs die begeerte in ons harte te plaas om gereed te wees, om reg te maak. Dankie dat u ons te volle ook in hierdie saak kan vertrou. In Jesus naam. Amen. My titel van ons bid hier is: ons is voorbereid. En toe is ons nie. Soos julle weet, is ons basies nuwe intrekkers hier in Oudtshoorn en op die plaas. En ek en Johan het baie dinge geleer vandat ons hier aangekom het. Praktiese goed, soos lekkende waterpype regmaak of vervang en om die oorsaak te soek van waarom daar skielik nie water is nie. Ook hoekom die sonkragbatterye so gou leegloop en wat dit alles is wat dit leeg maak. Oor die meedoenloosheid en die vasberadenheid van muskiete, selfs in die laat herfs of die vroeë winter, om 'n mens te kom irriteer en duikbomaanvalle te loods met slapenstyd. Ons het ons eerste somer getrotseer. Nie gedink het kan so warm word en bly nie. Ook baie maal die skielike koelwyntjie wat opsteek in die namiddag, wat jy amper wil laat gryp na 'n trei, was ons baie dankbaar voor. Die droë somers met min of geen reënval en alles wat so vaalgroen is onder die skerp son, dit het ons beleef. En dan die ongelooflikste volmaan gedurende die stil Karoo nag wat jou asem wegslaan. En toe kom die skielike koeler aande en vinnig krimpende dagligure. Van 14 ure tydens die hoogsomer tot nou maar so 10 ure nou in die laat herfs. Ons het gehoor dat die reën met so tussenposes gedurende die winter val en ons het daarna uitgesien, want met net 'n paar millimeter reën het die veld baldadig groen geword. Nou ja, as gevolg van 'n baie droë somer en verlede winter se ondergemiddelde reënval, was die damme maar legerig en die boorgate se vlakke het skerp begin daal. En toe kom die weerberig so in die eerste week van Mei, dat ons moet regmaak vir deurdringende en buitengewone hoeveelhede reën, so tussen 100 en 200 mm oor 24 tot 48 uur versprei. Ons het gehoor, maar nie geluister nie. Gedink dis so half onmoontlik, want, hallo, ons is in die Karoo, hier is nie KwaZulu-Natal nie. Dinsdag 5 Mei is ons dorp toe, en net so effe halfhartig, net so 'n bietjie ekstra voorraad gaan aankoop, want net dalkies kom die riviere af, en die mense vertel dat in 1996 was hulle vasgekeer op die plase, met druwe en riviere en paaie wat onder water is, of verspoel het. Maar ons moet nie bekommerd wees nie. Die damme is tans maar so 33-34% vol hier in die omgewing, en dit moet baie reën, voor dit sal oorloop. En die Doringrivier, wat hier net onderkant ons huis is, was al sedert Desember, laas jaar net so, dit het nie eers geloop nie. So dit sal miskien so 'n bietjie begin afloop. Ons maak planne vir die res van die week, en daai komende naweek, en so laatmiddag, toe begin dit saggies reën, en ons is almal bly oor die lafenis. Ons ry huis toe oor 3 riviere en verskeie druwe, en gaan slaap met die reën in ons ore. Vanaf 5 Mei namiddag die nag tot 7 Mei die aand het daar op die plaas alleen 120 mm reën geval. Ons hoor water wat raas en ons ry na die druwe toe. Dis die oggend van die 6de Mei. Ry ons na die druwe toe, so 200 meter van die huis af. En ons is verstom oor die massas water wat afgestroom kom, waar dit 24 uur van tevore kurkdroog was. En ons besef, ons is vasgekeer. Die berigte begin instroom vanaf die veiligheids WhatsApp groepe, waarop al die boere van die omgewing is.
en ons kry die berigte. Meiringspoort is verwoes. Die groot rivier se water wat daar deurkom, is op pad hier na ons toe. Stompdrifdam is binne 24 uur van 34% tot 140% vol en oorstroom sy walle. Die Kamanassie dam was 33% vol en is toe reeds 121% vol en oorstroom ook sy walle. Die water rondom ons styg en styg en styg. Brûe is onbegaanbaar of is weggespoel. Op die ou einde was ons vir 8 dae vasgekeer gewees en kon net oor die geraas van die water vir ons bure waai en skreeu dat alles wel is. Ek moet sê, die Here is en was goed vir ons gedurende tyd. Ons het regtig geen persoonlike skade gely nie. En toe kom ons tot die besef. Ons het gehoor. Ons het die tekens gesien. Ons het ons ore uitgeleen aan die wat bekend is met die omgewing en op die ou einde was ons heeltemal ontkant betrap. Veral toe dit na 8 dae, toe dit na die 8ste dag toe beweeg en ons stapel kosvoorraad begin opraak soos eiers en brood en vrugte en daai tipe goeders. Ons olie het spreekwoordelik begin min raak. Dit het my geskit en laat besef dat ek geestelik eintlik totaal onvoorbereid is vir Jesus se koms. Wat kan en moet ek doen om gereed te wees? 1 Tessalonisense 5 vers 2 en 3 en 2 Petrus 3 vers 10 sê die volgende: Want julle weet selfs baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. In Profete en Konings, bladsy 626, die eerste paragraaf, sê Suster White die volgende: Christene behoort voor te berei vir wat binnekort as 'n oorweldigende verrassing oor die wêreld gaan breek. En hierdie voorbereiding moet hulle tref deur die woord van God nougeset te bestudeer en te streef om 'n lewens aan sy voorskrifte te laat voldoen. Die enorme kwessie van ewigheid vereis van ons iets anders as 'n denkbeeldige godsdiens, 'n godsdiens van woorde en vorm, waar waarheid in die buitenste, of met ander woorde op 'n afstand gehou word. God roep vir 'n herlewing en 'n hervorming. Die woorde van die Bybel en die Bybel alleen moet van die preekstoel afgehoor word. Maar die Bybel is van sy krag beroof en die gevolg word gesien in 'n verlaging van die kwaliteit van ons geestelike lewe. Ons, ek en u, hou onsself besig met baie dinge en ons dink ons het nog baie tyd oor, of dat wat ons hoor en sien nie so erg sal wees nie. Suster White het gesê dit gaan baie erger wees as wat ons onsself ooit kan indink. In die groot stryd, hoofstuk 39 so aan die einde langs, sê dit: Die tyd van benoudheid, soos nog nooit was nie, gaan binnekort oor ons losbreek. En ons sal 'n ervaring nodig hê wat ons nou nie besit nie, en wat baie te lui is om te verkry. Dit is dikwels die geval dat probleme groter is in afwagting as in werklikheid, maar dit is nie waar van hierdie krisis voor ons nie. Die mees intense voorstelling kan nie die omvang van die beproewing omskryf nie. In daardie tyd van beproewing moet elke siel vir homself voor God staan. En in groot stryd verder, in bladsy 704, die eerste paragraaf, sê dit die volgende, en dit is waar ons raad inkom. Dit is in hierdie lewe dat ons die sonde moet versaak deur geloof in die versoenende bloed van Christus. Ons dierbare Heiland nooi ons om onsself met hom te verenig,
ons swakheid met sy krag, ons onkunde met sy wysheid en ons onwaardigheid met sy verdienstes. Die voorsienigheid van God is die skool waarin ons die nederigheid en ootmoed van Jesus moet leer. Ek en u is werklik soos paddas wat lewendig gekook word, want die water word net geleidelik om ons warm, en ons besef dit nie eers nie. Die eindtyd gebeure vind plaas reg rondom ons. En ons sien dit, maar ons gee nie ag nie. Ons hoor, maar ons luister nie. Ons dink ons is gereed, maar ons is nie. My broer, my suster, maak erns met God. Soek hom, terwyl hy nog ter vinde is. Laat hom toe om u te herskep en te vernuwe, sodat u vlekkeloos voor God kan staan, omdat hy Jesus toegelaat het om u te verander en gesond te maak van daai terminale sondesiekte wat almal van ons onderlede het. God sal ons uitred, al voel dit asof die wêreld rondom ons in duie stort. Gaan lees weer Psalm 91, gaan lees dit met aandag deur en hoor wat die Here sê. In Courage and Conflict, bladsy 213, die 3de paragraaf, sê Suster waar die volgende. In die ervaring van almal kom tye van skerp teleurstelling en totale ontmoediging, daar wanneer hartseer hulle deel is, en dit is moeilik om te glo dat God steeds die vriendelike weldoener van sy aardse kinders is. Daar wanneer probleme die siel tuister, totdat die dood verkieslik lyk bo die lewe. Dit is dan dat baie hul greep op God verloor. As ons in sulke tye met geestelike insig die betekenis van God se voorsienighede kon onderskei, sou ons engele sien wat probeer om ons van onsself te red, strewe om ons voete op 'n fondament te plant wat stewiger is as die ewige heuwels en nuwe geloof, nuwe lewe sou ontstaan. Die tyd is nou om gereed te maak en te wees. Môre is dalk nie vir my en vir jou bestem nie. My broer, my suster, asseblief. Die keuse lê in jou hande. Of jy in die hemel gaan wees of nie. Of jou plek vir ewig gaan leeg wees. En of jy vir die ewigheid in gemeenskap met God en met jou geliefdes sal kan deurbring. Maak jou keuse vir God en vir Jesus. Nou. Asseblief. Kom ons bid saam. Here, ons is so onwillig om te luister, of ons dink ons het al die wysheid in pag en ons kan alles op ons eie doen. Maar u het gewaarsku deur die diensmaagd dat dit onverwags op ons gaan afkom en ons gaan soos die 5 maagde wees wat nie genoeg olie in ons lampe het nie. Here, asseblief, laat dit nie met ons die geval wees nie. Asseblief, kom in ons lewens in, herskep ons, maak ons nuut, maak ons gereed vir u koms, maak ons gewillig om hierdie boodskap van hierdie eindtyd aan mense uit te dra, tydig en ontydig, sodat almal gewaarsku kan wees, want ons weet nie of môre vir ons voorlê nie. Here, ons los ons hele menswees in u hande. Maak ons asseblief gesond, sodat ons u binnekort op die wolke kan ontmoet. Baie dankie dat u al reeds my gebed verhoor, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam geluister het. Mag die Here u seën, en asseblief, moenie uitstel nie. Maak 'n besluit nou. Dankie broers en susters. Mooi aand vir u verder.